In hierdie bulletin, uitspraak word voorbehou oor die publikasie van matriekuitslae en oorvol gevangenisse en besteding onder die loep. Goeiemiddag, baie welkom by vandag se Afrikaanse visuele nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Dian van der Berg. Die Hooggeregshof in Pretoria het vandag uitspraak voorbehou in die inligtingsreguleerder se aansoek om appel teen die publikasie van matriekuitslae. Dit volg nadat die hof verlede jaar beslis het dat mediavrystellings wettig is, mits slegs eksamenommers gebruik word om die privaatheid van leerdlinge te beskerm. Volgens AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, hoop die burgerregteorganisasie dat die saak nou uiteindelik afgehandel kan word. Sy beklemtoon dat die uitslag deurslaggewend vir sowel openbare belang as toekomstige akademiese navorsing is wat van kodes of nommers gebruik maak. Hoewel die inligtingsreguleerder die hof se jurisdiksie bevraagteken, voer AfriForum aan dat matrikulante se reg tot privaatheid voorkeur moet geniet. 'n Finale beslissing word binnekort verwag. 'n Verslag van die Tshwane Metro het onthul dat dienslewering in duie stort weens 'n ongekende toename in siekverlof onder amptenare. Daar is die afgelope boekjaar meer as 142.000 werksdae verloor, wat op 'n verlies van nagenoeg 390 kalenderjaar se produktiwiteit dui. Die VF+ raadslid in die Tshwane Metro, Roshai Grebe, sê infrastruktuur soos paaie en waternetwerke gaan agteruit, terwyl die stadsbestuur niks daaraan kan doen nie. Die party eis 'n dringende ondersoek na siekverlofpatrone, veral op Maandag en Vrydag, en daar word geëis dat mediese sertifikate streng geverifieer word en dissiplinêre stappe gedoen word teen werknemers wat die stelsel misbruik. Die Suid-Afrikaanse regering werk steeds daaraan om oorvol gevangenisse te bestuur, terwyl rehabilitasie, grondwetlike pligte en begrotingsbeperkings in ag geneem word. Die woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste, Singabako Ngumalo, sê die staat spandeer nagenoeg R13.500 per gevangene per maand, met hoër kostes vir veroordeelde persone wat rehabilitasieprogramme bywoon. Ten spyte van uitdagings, behou gevangenes basiese regte soos kos, water en mediese sorg, en die departement poog om selfondersteunend te wees deur boerdery en werkswinkels in te span om kostes te verlig. Die onafhanklike verkiesingskommissie het 'n beroep op studente gedoen om die belangrikheid van deelname aan die verkiesing onder jong mense te versprei. Suid-Afrikaners sal binnekort deelneem aan die plaaslike regeringsverkiesings wat einde van hierdie jaar of vroeg volgende jaar kan plaasvind. Die kommissie het die kiesersregistrasie naweek vir 20 en 21 Junie vanjaar aangekondig en voer tans 'n aktiewe veldtog om soveel jong mense as moontlik te laat registreer. En die omstrede glanspaar Piet en Mel Viljoen is vroeër van dese week in verband met beweerde maandelange winkeldiefstal ter waarde van nagenoeg $5.300 by 'n plaaslike supermark in hegtenis geneem. Die egpaar het glo duur vonkelwyn, mineraalwater, suikervrye koeldrank en gegeurde mineraalwater gesteel om glo in Amerika te oorleef. Die egpaar het verlede jaar Suid-Afrika vir die VSA verruil en het sedertdien op sosiale media gespog oor hoe goed dit met hulle in Amerika gaan. Die egpaar is egter van dese week in hul swart Range Rover voertuig vasgetrek weens 'n beweerde vlaag van winkeldiefstal voorvalle in Palm Beach, wat glo oor 'n tydperk van 6 maande plaasgevind het. Hulle is volgens berigte op borgtog van $10.000 elk vrygelaat. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Totsiens.